Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons vandag by die gemeente van Laodicea besoek kan aflê, waar U die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God, met ons spreek. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Laodicea is gebou op 'n heuwel bokant die Lycus rivier. Nou die stad is tussen 261 en 253 voor Christus begin deur Antiochus die tweede Theos, wat koning van die Seleusidiese ryk was. Hy het sy vrou hiermee vereer. Haar naam was Laodice. Nou volgens Pliny, die geskiedskrywer, was die stad oorspronklik as Diospolis of die stad van Zeus bekend. Die geskiedenis leer ons ook dat Argaus homself koning verklaar het oor die gebied, maar hy is deur Antiochus die Grote in 213 voor Christus verslaan. Nou hierdie Antiochus het ons onder andere ook geleer, het 2000 Joodse gesinne van Babylon af na Frigië toe verplaas. Nou dis was baie van die inwoners van Laodicea Jode, wat uit die tyd uit daarna toe verplaas is. Cicero skryf dat ene Flaccus die aansienlike bedrag van 9 kilogram goud gekonfiskeer het, wat jaarliks deur hierdie Joodse inwoners na die tempel in Jerusalem gestuur is. Die Romeine verslaan egter die Seleucide tydens die aanslag of die slag van Magnesia in 180 voor Christus. Die vredesverdrag van Apamea word geteken en dit gee beheer van die hele westelike Klein-Asië aan die koninkryk van Pergamon. Nou met die sterwe van die laaste koning Attalus word hierdie gebied aan Rome vererwe in 133 voor Christus. En Rome gee toe aan Laodicea die titel van Vrystad. Nou, in die tyd van die Romeinse vrede, die Pax Romana, het Laodicea baie ryk stad geword. Kom ons kyk hoe dit gebeur het. In die eerste plek het dit van handel afgekom. Daar was 'n rare skaap wat hier voorgekom het, swart, 'n baie rare swart kleur. Die skaap se kleur is beïnvloed deur die water, en ons sal flissies oor die water gesels. Basies het die inwoners die skape met die water van die omgewing gewas, en dit het veroorsaak dat hulle hierdie unieke swart kleur het. Dit maak van Laodicea 'n groot en 'n welvarende tekstielbedryf, en die invloed hiervan was geweldig. Niemand is selfs in Rome as ryk beskou, as hulle nie 'n kleed in swart van Laodicea gehad het nie. Kan maar sê, dit was die Milaan van ons tyd, of van daardie tyd, modehoofstad. Maar hier was ook 'n vulkaan, Berg Babadag, en die Lycus rivier was daar naby. Nou hierdie rivier bring dus die water met die lava wat daarin is af, en dit bevat baie minerale, yster, swaal, kalsium, kalk ensovoorts. En dit sorg vir 'n hele bedryf van baddens. Hier is etlike baddens gewees, en dit het gesorg vir groot inkomste. En in die derde plek was gesondheid 'n bron van inkomste, 'n hele inkomste stroom wat hulle uit die gesondheidsbedryf uit gehad het. Sien, hulle het 'n ooghospitaal gehad in Laodicea, waar hulle oogsalf vervaardig het, wat hulle tot in Egipte verkoop het, en wat die farao's gebruik het. Hierdie salf was veral goed om katarakke mee te behandel. Hulle het beslis ryk en verryk geword. In die stede van Klein-Asië is daar gewoonlik 'n teater en 'n badhuis gewees, maar Laodicea het 2 teaters gehad en etlike baddens. Dit toon aan hoe ryk hulle werklik was. In 60 na Christus was daar 'n groot aardbewing in Laodicea. Rome bied aan om te help met die herbou van die stad, maar Laodicea weier hulle hulp en herbou die stad met hulle eie geld om te wys hoe ryk hulle regtig is. Nou met die agtergrond verstaan ons nou dat die getroue en waaragtige getuie noem
dat hulle van hulle self sê dat hulle ryk en verryk geword het in Openbaring 3 vers 17. Met hulle aandrang om self die stad te herbou, sien ons hoekom hy sê hulle self voorhou as stad van mense sonder gebrek in Openbaring 3 vers 17. En ten spyte van die feit dat hulle 'n oog sal vervaardig wat juis vir katarakke goed is, en onthou katarakke bring daarmee dofheid en blindheid van die oë, en hulle kan dit genees, sê Jesus, is hulle beklaanswaardig en blind, Openbaring 3:17. En hulle tekstielbedryf, wat die pragtige swart klede vervaardig, ten spyt, sê Jesus, dat hulle vir hulle wit klere by hom moet kom koop. Let wel, hy gebruik koop. Ons staan hier op hulle weier enige gratis op die markplek. Liefdadigheid is nie vir hulle nie. Deur daardie groot stukke bouwerk ja, wat daar is. Ons kan nou baie dinge verstaan. Badhuis. Hier was 3 of meer van hierdie badhuise. Dankie dat ons vandag kon besin oor Laodicea. Daarvan later mag ons ook gereken word as die wat oorwin het. Laodicea en dat ons saam met U op was die nie troon tevrede mag om sit. net een te hê. Ons bid dit in die naam van Jesus. En natuurlik soos ons gesê het, hier het ons dan nou die markplek of die markplein. Kyk hoe groot is hy, né? Kyk, hier staan Gideon en Ertunga ook nog, als op die markplein. Daar aan die ander kant daai pilaar. Daai pilaar is in die middel van die markplek. Gaan strek nog verby. Nou, julle onthou, Jesus het gesê, daar's net een manier om evangelisasie te doen. Dis sy manier, dis die enigste manier wat reg is. En wat het hy gedoen? Hy het na die markplein toe gegaan, na die markplek toe. Wat het hy daar ontmoet? Hy het die mense daar ontmoet. Dis waar die mense was. En dan wat het hy daar uitgevind? Hy het uitgevind wat is hulle behoefte? Waaraan het hulle nood? Dan het hy daar die nood of die behoefte aangespreek, soos in Saggeus se geval of die vrou met die bloedvloeiing. En dan as hy hulle behoefte aangespreek het, dan het hy gesit en hy het hulle geleer. En dan, nadat hy hulle geleer het, hy hulle gevra, kom en volg my. So hier het ons Laodicea se markplein, se markplek. Groot Joodse gemeenskap wat hier gebly het, Messiaanse Joodse gemeenskap wat hier gebly het. En hier's baie ander interessante dinge wat ons julle van gaan vertel, vreeslike interessante dinge wat hier in Laodicea aangegaan het. Nou ja, daar loop Gideon op die Syriese weg, en ons is nou weer op pad soontoe daar na die weg van Sirius toe, dat ons kan aangaan met ons ontdekkings hier op hierdie argeologiese terrein. Nou net om julle 'n idee te gee van hoe ryk Laodicea was. Hier is 'n tweede markplek. Ek het vir julle die eerste markplek gewys. Dit was groot, met die pilaar in die middel. Hier is 'n nog groter ene. Tweede markplek hier in Laodicea. Hierdie wat julle hier in die voorgrond sien, hierdie, is 'n swembad wat reg deur geloop het, reg deur tot deur aan die kant. En die doel van hierdie swembad was lopende water. Dit het die plek afgekoel, sodat dit draaglik was in die hitte. Maar hier is die pilaargange wat die einde, of die pilaarsuile, wat die einde van die markplek aandui, daar aan die kant. En dan, as ek hier omkom, met Gideon hier in die voorgrond, dan sien jy daar agter Gideon, daar is 'n ry pilare, dis die ander kant van die markterrein, en dan sien jy deur onder, daaronder, is 'n ry klippe, en dit is die einde deur, en daarso, is die ander pilare, wat weer by hierdie pilare, hierso, aansluit. Nou, julle kan sien, dit is 'n verskriklike groot markplein. En ons daar 'n mall, 'n shopping center. Die vroue kan hier te kere gegaan het. Hulle kon shop tot hulle drop. Ernstig. En netjies en mooi, soos julle kan sien, met hierdie lopende water in die middel en dit. Absoluut fenomenaal fantasties. Dit gee julle die idee van die welstand, die besigheidsbedrywighede
wat hier in Laodicea aan die gang was. Geen wonder, die Here sê vir ons in Laodicea se tyd, in Openbaring 3 sê hy, julle het ryk geword en verryk. En om dit te verseker, klik die like skakel, klik op subscribe en klik op die klokkie simbool. Nou sal jy outomaties herinner word as enige nuwe plasing opgelaai word. En vra gerus jou vrae of lewer kommentaar op die aanbiedings.